liewe gemeente, daar het so baie dinge die afgelope tyd in ons gemeente gebeur en ek wil julle net weer herinner aan die Lukas en Handelinge projek, Gebroke Wêreld, Getroue God. Ons het in Oktober verlede jaar begin met die belydenisdiens en ons het daarna 'n klomp tematiese inleidende preke gehad wat gegaan het oor wie Lukas was, wat die doel is van die projek, die krag van gebed, die verskillende profetiese lyne en die struktuur van Lukas en Handelinge. En toe het ons oorgegaan in 'n voorbereiding vir Kersfeestyd, Adventtyd. En ons het opgebou tot met Kersdag en daarna het ons gekyk na die voorbereiding van Jesus se bediening. Dit was sy kinderdae, Johannes die Doper se prediking, Jesus se geslagsregister en Jesus wat begin preek in die sinagoge in Nasaret. En nou in die projek is ons besig met Jesus se bediening. En dit gaan aan tot en met sy hemelvaart. Hy is op pad na Jerusalem toe vir die Paasgebeure. Dis een van die reisnarratiewe binne in Lukas. En interessant genoeg, ons het juis gekyk in hierdie projek na die geloof van vroue, van Maria, van Elisabeth, van Anna. Die Here het ons gelei op hierdie pad. En dan, na Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, begin ons met Handelinge. En dit gaan wees, ons het begin met Gebroke Wêreld, Getroue God, dan verander dit na Getroue God, Geesvervulde Getuies. En ons gaan kyk hoe die evangelie, hoe die koninkryk van Jerusalem af, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde beweeg. Ons wil baie graag hoor, wat het die Here al in jou lewe gedoen deur hierdie projek en deur die boodskappe, deur die groepe, die vrae, die nuusbriewe wat ons skryf. En as jy getuienis het wat jy met ons kan deel, wil ek jou uitnooi, kontak asseblief vir Tina de Winter en laat sy dit in die hande kry, dan kan ons dit begin by mekaar maak. Baie liefde en seën vir julle almal. Totsiens.